Geloof in moeilike tye is iets wat 'n tema is in Lukas. En in Lukas 7 vers 1 tot 17 sien ons dat God kragtig is en dat hy mag het oor selfs siekte en dood. Dit begin in Lukas 7 vers 1 tot 10 met 'n centurion, 'n Romeinse soldaat, hoofman oor 100, wat in Kapernaum vir ons Here Jesus Christus opspoor en hy vra om sy siek slaaf te genees. Hy glo dat ons Here Jesus Christus net kan spreek van ver af en dat dan genesing sal kom. Alhoewel die mense dink dat die centurion waardig is dat God na hom toe kom, dink die centurion self, hy is nie waardig dat ons Here Jesus Christus onder sy dak inkom nie. En ons Here Jesus Christus verwonder hom oor sy geloof en hy genees die slaaf net daar waar hy staan. In Lukas 7 vers 11 tot 17 sien ons 'n soortgelyke geval. Hierdie keer is dit in Nain en by 'n begrafnisstoet. 'n Weduwee se enigste seun is dood. Sy is hartseer, sy is kwesbaar. En ons Here Jesus Christus word met barmhartigheid gevul vir haar. En hy sê vir haar, moenie huil nie. Hy beveel die jongman, staan op. Die man leef weer en die mense prys God, want 'n groot profeet het onder ons opgestaan, sê hulle. Hierdie wonder wys ons Here Jesus se krag selfs oor die dood en sy deernis vir gebroke mense. Hierdie twee verhale wys Jesus se krag oor siekte en dood, maar in spesifiek sy liefde vir die mense, 'n heiden, 'n centurion en 'n verlate weduwee. Sy mag en barmhartigheid gee ons hoop, want as hy dit vir hulle kan doen, hoekom ook nie vir ons nie, selfs wanneer dinge onmoontlik lyk. My uitdaging vir jou, lees Lukas 7 vers 13 tot 15 en bid, Here, vul my met u barmhartigheid en krag.